wil 'n bietjie vir jou vra, wat is van jou kosbaarste herinneringe wat jy het, wat rondom die etenstafel afgespeel het? Ek dink almal van ons kan terugdink aan gebeurtenisse of gesprekke of wat ook al wat rondom die tafel gebeur het, wat vir ons kosbaar is, wat ons graag gaan terugdink. En die realiteit is, baie min van ons gaan terugdink en sê, jong, onthou jy toe ons almal saam binneland gekyk het en Ad Koster het dit vir daai ene gesê of wat ook al. Dis nie die goed wat gaan stiek nie. Die goed wat gaan stiek is die verhoudings wat ons met mekaar gehad het, die tye wat ons mekaar in die oë gekyk het. Dis waar die kosbare herinneringe gebeur. En vanoggend wil ons met julle die ritme of die gewoonte deel oor tafeltyd, tafelgesprekke en hoe kosbaar dit kan wees. En miskien is julle al reeds besig, of is jy al reeds besig om dit op 'n manier te ontgin. En dalk kan ons jou help om so 'n bietjie kreatief daar rondom te dink. Weet jy, die navorsing is eintlik verbuisterend oor die voordele wat dit vir ons inhou om saam met geliefdes rondom die etenstafel te eet en kos te eet wat in ons eie kombuise voorberei is. Ja, daar's wonderlike statistieke daar rondom of bevindings daar rondom wat sê dat mense is meer gesond as hulle rondom die etenstafel eet. Kinders is minder geneig om aan dwelms verslaaf te raak as hulle rondom die etenstafel eet. En so kan ek aangaan. Dit is eintlik wonderlik om te weet dat hierdie tyd rondom die etenstafel is kosbare tyd wat ons moet ontgin. En ons het die geleentheid om dit te doen. Om saam met geliefdes rondom die etenstafel te kan reflekteer oor die dag wat verby is. Met mekaar te kan deel wat gebeur het en net sinvolle gesprekke te hê daar rondom. En dit is so 'n wonderlike geleentheid ook om as familie of wie ook al wat saam met jou rondom die tafel sit, om te sê, maar vir hierdie volgende halfuur gaan ons onsself afsonder van die wêreld daar buite. Ons gaan doelbewus kies om nie ons fone by ons te hê nie, ons gaan nie oproepe antwoord nie. Ja, en dit bied soveel wonderlike geleenthede vir gesprek. En ek hoop dat jy hierdie tyd sal kan ontgin, saam met mense. Dat jy sal sê, maar rondom die etenstafel wil ek gaan kreatief dink oor wat hier gebeur en wat dit ook vir ons kan beteken. So gaan dink 'n bietjie daaroor. Dit is 'n wonderlike geleentheid om een keer 'n dag ten minste te kan sê, maar ons gaan ontbyt, middag, aandete, wat ook al, gaan ons saam met mekaar spandeer. Dit word heilige tyd. En my gebed is dat jy dit ook so sal beleef en dat dit regtig 'n seën ook vir jou en jou geliefdes sal wees. Ek hoop jy het regtig 'n wonderlike dag.